Hallo almal en ons is 'n bietjie buite hierso om met julle te praat oor my getuienis van ongenadigheid soos wat julle gesien het met die thumbnail. Ek gaan bietjie praat oor hoe ek ongeduldig was en dit is normaal om ongeduldig te wees. Eerstens gaan ons kyk waar het ongeduldigheid begin. Dit het begin by Sara. Nou wie is Sara? Sara is Abraham se vrou. Die vrou wat ongeduldig was en sy het gesê vir haar man gaan slaap met haar slavin, want sy was bang sy gaan nie vir hom 'n kind gee nie. En God het vir Abraham gesê, jy gaan 'n nasie hê wat baie groot gaan wees, en sy het gewonder hoe gaan dit wees, want sy is al oud en sy gaan nie kan kinders in die wêreld bring want sy is al oud. Sy is al oor daai ouderdom en sy kon nooit kinders gekry het nie. Toe sê sy vir haar man gaan slaap met haar slavin om 'n kind in die wêreld te kry om jou die proses vinniger te laat gaan. En daar was sy ongeduldig om te wag op God se plan. En waar ek ongeduldig was met my boodskappe, is ek wil gehad het mense moet na dit kyk en dit moet baie wees. Dit moes gevlieg het en dit moes nie stil gestaan het nie. En ek was ongeduldig en ek het probeer dit oralste in my boodskappe inkry. Ek het dit probeer op Facebook sit. Ek sit nog steeds my thumbnails op Facebook, maar op TikTok en die YouTube Shorts. Dis hoekom ek maak nie meer YouTube Shorts nie, want anders ek maak myself siek en dan sê dit ek is ongeduldig. Ek moet geduldig wees vir my vader se werk. Toe ek klein was, het ek vir 2 jaar gebid vir my boetie. Ek het 'n video gemaak saam met hom op my YouTube kanaal, ook op dieselfde playlist, en ek kan daarna gaan kyk na hierdie video. Het ek 'n video gemaak van hoe ek 2 jaar gebid het vir my boetie. En ek was so geduldig. En vandag was ek nie so geduldig nie. En toe ek dit weer gesien het en ek het weer met my ma daaroor gepraat en gesê hoe ek gevoel het, en toe het my ma my weer herinner van hoe ek geduldig was toe ek gewag het vir hom. Toe ek gebid het, elke oggend, elke aand, wat ek gebid het, en ek was geduldig. En dit het my weer geleer om my gevoelens eenkant te sit en net geduldig te raak. En net te wag vir my vader. Want as ek vooruit gaan hardloop, gaan ek my knieë stamp en ek gaan seer kry. En dit gaan jou ook weer help om te sien vir enigiets waarvoor jy bid en vra, om te wag, te luister vir die Gees en net dan dit is God se tyd. Dis nie my tyd nie. My tyd is wel nou en dan gaan ek dit verkeerd doen, maar God se tyd is sy tyd en is die regte tyd. So ek sal wag vir sy tyd. En dit is wat my weer geleer het. So maak nie saak hoe lank dit vat vir my YouTube kanaal om te groei nie. Dit is sy tyd. Dit is sy tyd om te kan besef, hoorie, dis nie my tyd om te sê, ek gaan nou myself siek maak, om oralste my YouTube Shorts en goed te sit, om dat almal dit kan sien nie. Want dit is God se tyd. Hy stuur dit na mense toe om die video's te kan sien. Nou wil net. En ek is so baie trots op haar, want deur haar leer ek ook baie dinge. Ons moet nie goeders afjaag nie. Ons moet geduldig wees. God werk op sy eie tyd en dan is dit die beste tyd. Ons tyd werk nie altyd uit nie. As dit sy tyd is dit groter en beter. So ek is trots op jou. En dankie, jy leer my ook net so baie. Shalom. Shalom.